Ons is tans in die tydperk van die kerklike jaar wat bekend staan as die lydenstyd. En in hierdie tyd is ons op pad agter Jesus aan van Galilea af na Jerusalem toe. Ons dink 'n bietjie na oor wat dit beteken om vir Jesus te volg van sy lewe na sy dood toe en natuurlik ook verby sy dood na 'n nuwe lewe toe. Ons dink 'n bietjie na oor al hierdie vrae van wat dit beteken om 'n volgeling van Jesus Christus te wees in sy lyding, in sy sterfte en wat dit beteken om elkeen van ons sy eie kruise op te neem. Nou hierdie Sondag is ons by 'n nuwe hoofstuk op hierdie pad agter Jesus aan en dit staan bekend as Palmsondag. Op hierdie Sondag wat nou voorlê, gaan ons die gebeurtenis vier waar Jesus op die rug van 'n donkie Jerusalem binne gery gekom het, terwyl die skare hulle hosannas uitgeroep het en hulle klere en palmtakke voor die pote van die donkie neergelê het. Nou die Britse teoloog en digter Malcolm Guite skryf 'n pragtige Palmsondag gedig en in die inleiding van sy gedig sê hy, daar is eintlik 2 Jerusalems wat Jesus binne gery gekom het. Die eerste Jerusalem is die eintlike ware Jerusalem. Dis die een waarop hy op die rug van 'n donkie Jerusalem binne gery gekom het met die skare wat hulle palmtakke op die pad voor Jesus of voor die donkie se voete neergelê het. Dis die eerste werklike Jerusalem. Hy sê maar daar is ook 'n ander Jerusalem wat Jesus graag wil binnekom. En hy noem dit my en jou hart. In sy gedig sê hy dit so mooi, Jesus staan by die hekke van my Jerusalem en die verlosser kom. Die vraag is, gaan ek hierdie verlosser innooi in my Jerusalem in? Ek dink dit is 'n baie relevante vraag wat Malcolm Guite hier vra, want dit is 'n vraag ook vir my en jou. Jesus staan ook by die hekke van my en jou Jerusalem en ek en jy staan voor 'n keuse. Hoe gaan ons verlosser verwelkom? Nie net in hierdie lydenstyd nie, maar elke liewe ander dag van ons lewens. Gaan ons saam met hom aan tafel sit en 'n broodjie breek of gaan ons hom op die Vrydag verloon? Gaan ons saam met die skare juig en ons hosannas uitskree op die Sondag of gaan ons soos daai selfde skare hom op die Vrydag uitkruit en sê kruisig hom, kruisig hom? Gaan ons 'n stil tydjie saam met hom in die tuin van Getsemane spandeer en saam met hom waak en bid? Of gaan ons soos die disippels ons swaarde uit ons skedes uitruk en ander se ore spreekwoordelik afkap, die wapens van hierdie wêreld opneem, sodat ons ander so seer as moontlik kan maak? Uiteindelik dink ek, dit is die vraag wat Malcolm Guite probeer vra in sy gedig wanneer hy sê, Jesus staan by die hekke van my Jerusalem. Die verlosser is aan die kom. En hoe gaan ek hom verwelkom? Hoe gaan ek en jy hom verwelkom? Want hy staan ook by die hekke van my en jou Jerusalem. Hemelvader, baie dankie dat jy elke dag aan ons getrou is en vir ons lief is. Dankie dat jy altyd uitkoms bring op u tyd. Ja, Here, nie op ons tyd nie. En Vader, dalk ook nie die uitkoms wat ons verwag het nie, maar uitkoms wat goed en reg is, want dit kom uit u veilige hande uit. Vader, wil u gee dat ons die hekke van ons Jerusalems nie sal toehou nie, maar dat ons oop en ontvanklik sal wees vir dit wat u in ons lewens vir ons wil doen en mee besig is. Ons vra ook dat ons sal kies om te waak en te bid in die tuin van Getsemane, dat ons sal kies om 'n broodjie te breek om 'n tafel en dat ons sal kies om saam met die skare ons hosannas uit te roep. Ons vra dit alles in die groot en heilige naam. Amen. In Mei maand vier ons Kinderbeskermingsweek. En ons kerk se maatskaplike dienste, hulle naam is Rata, het gevra vir 'n Hoop vir 'n Kind projek. En hulle samel dan nou geld in om kinders wat behoeftig is, kinders wat weggeneem is van hulle huise af, omdat hulle huise ondraaglik geword het, of nie veilige plekke is nie, of omdat hierdie kinders mishandel word. Rata samel geld in om juis hierdie kinders te kan help, met die oog op Kinderbeskermingsweek wat in Mei plaasvind. Ons vra alreeds hulp in hierdie verband, as jy voel dat die Here dit op jou hart geplaas het, en jy wil graag ietsie gee, om 'n verskil te maak in 'n behoeftige kind se lewe, met die oog op Kinderbeskermingsweek wat in Mei plaasvind, is jy baie welkom op die onderstaande skakel te klik en 'n donasie te maak. Hierdie gelde betaal ons dan nou in Mei maand oor aan Rata, sodat hulle die goeie werk kan doen wat hulle elke dag doen. En onder andere reël hulle berading vir kinders, sielkundige dienste, arbeidsterapeute en dies meer, sodat hulle hierdie kinders
tot die beste van hulle vermoëns ook kan help. En jy kan ook help om hierdie werk moontlik te maak. So baie dankie dat ons jou hiervoor kan vra. Baie dankie dat jy 'n tyd geneem het om saam met my te kuier. Ek en jy kuier verseker gou weer.